Goeiemôre. Dit gaan al beter. Waaroor praat ons vandag? Wie kan vir my sê? Waaroor? Oor Jesus. Waaroor praat ons nog van Jesus? Sê? Nog iets, waaroor? Oor die wingerdstok. Ken julle daai storie van die wingerdstok? Nee, ons gaan vanmôre praat oor die ware wingerdstok. Goed. Ek is 'n landbouer en om 'n landbouer te wees wat met wingerd boer, moet 'n mens baie vroeg opstaan in die oggend en in die warm dae is dit baie warm buite, die sweet loop en ons moet hard werk om die vrug op die einde van die dag aan die wingerdstok te kry. Nou weet julle nê, Jesus het mos alles gemaak. Hy het tot die plante, die diere, die voëls, het God alles geskep en gemaak. En onder andere het hy 'n druiwestok ook gemaak, sodat daar kan druiwe wees om te eet. Nou wie kan vir my sê van ergens in die Bybel het hulle geskryf dat 2 mense moes die druiwetros gedra het? Wie kan onthou waar dit is? Sê weer? Hulle het die druiwetros gedra toe die Israeliete na die beloofde land Kanaan toe is. Nou dink nou net, as ek en die oom nou 'n paal tussen ons het en die druiwetros hang daar, hoe groot moes die druiwetros nie gewees het nie? Baie groot. So, God het alles geskep, hy het alles gemaak en hy het onder andere druiwe ook gemaak. Nou ons gaan vandag praat oor die ware wingerdstok wat in Johannes 15 staan. Nou ek gaan gou Johannes 15 vir julle lees, sodat julle net 'n agtergrond het waaroor dit gaan, en dan gaan ek so 'n bietjie oor die wingerdstok met julle gesels. As ons nou net by Johannes 15 kan kom, daar waar die papiertjie uitgeval het. Hierso sê Jesus, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat aan hierdie wynstok is, wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg, en elke loot wat vrug dra, snoei hy maak hom skoon, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord, wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as hy nie in die wynstok bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote, ons as mense is die lote. Jesus is die wynstok en God die Vader is die landbouer. Ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie, sê die Here. Sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgegooi, soos die loot, en dit verdroog, en hulle maak dit bymekaar, en hulle gooi dit in die vuur, en dit verbrand. Hoe lyk hierdie lote vir julle wat hier hang? Droog, hulle is afgeknip, hulle het nie vrugte gedra nie, hulle is weggegooi. Hulle gaan brand. As julle in my bly, en die woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Dit klink nogals lekker, nee. Vir Jesus vra net wat ons wil hê, en ons kan dit kry. Waar moet ons wees? In Jesus. Ons moet vas wees aan hom. Dan sê hy op die einde, en dis vir my die belangrikste, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle my disippels sal wees. Nou weet julle nê, in die tyd toe Jesus geleef het, het die mense nie trekkers gehad nie. Hulle het alles met die hand self gedoen. En hier's 'n paar plekke in die Bybel wat hulle praat van hoe die boer gegaan het en die klippe moes wegdra teen die rand en die bosse moes uitkap om plek te maak vir sy wingerd om te plant. Maar dan was die probleem met die wingerd, as hy die wingerd geplant het, dan kom die mense en dan kom steel hulle die druiwe, want dit is dan tog te lekker as daar druiwe is om 'n trossie te pluk. Dan bou hulle 'n klipmuur rondom daai wingerd en hulle sit wagte uit om die wingerd te beskerm. En in daai muur
het hulle in die rots 'n gat gekap. Hulle het hom met klip en buitels het hulle hom gekap, dat daar 'n gat is, sodat hulle die sap daarin kon stukkend trap, en dat die sap van die druiwe kon geskei word, sodat hulle kon wyn maak. Goed, so ons vandag werk met hierdie nuwe tegnologie, dit is parsmasjiene wat die druiwe afsny, dit is die moderne kellers, dis staaltanke, en dit is die mooiste masjinerie wat in die kellers is, en om die wyn te maak, en dit is net, as jy wynmaker, klink so, kom van 'n plaas af, en hy ken van wyn. So, in daai tyd was dit baie moeilik, om die wyn in die proses op die einde te kry. Ek gaan nie vandag praat oor die vrug van die stok nie. Ek wil praat oor die wingerdstok wat die vrug dra. En dit is Jesus. Nou weet julle nie, as Jesus sê, my Vader is die landbouer. Hy praat van sy Vader is die landbouer, Jesus is die stok en ons is die lote. Ek gaan net oor die 3 goedjies praat. As Vader die landbouer is, moet hy 'n plek berei waar hy die wingerdstok kan plant. En wat dink julle, waar het God sy plek? Waar is God se plaas? Waar is sy plaas? In die hemel. God is gees en sy koninkryk is die geestelike koninkryk. En dit is waar Jesus en God nou is. En sy koninkryk beteken vreugde en blydskap. Vreugde en blydskap. Het julle al gesien, as iemand so 'n bietjie wyn drink, dan is hulle baie vrolik en hulle lag en hulle loop ook party en nie lekker nie. En hier in die Bybel het Petrus en die klomp mense tot bekering gekom, en toe sê die mense wat buite staan, "Ja, maar hulle is dronk, jong." Toe sê hulle, "Maar is nou eers 9:00 in die oggend, hoe kan hulle al dronk wees?" Toe sê hulle, "Nee, hulle is dronk van die Heilige Gees." So die wyn wat aan hierdie stok groei, loop vir ons deur na die Heilige Gees toe. So, ons moet vol wees van hierdie wyn van Jesus, vol van die Heilige Gees. Goed, ek spring nou my storie so 'n bietjie ver voort, maar dis reg. Toe God hierdie wingerd van hom plant, en hy die plek berei waar Jesus moet wees, hy moes grond gehad het. Nou as dit koninkryk is, as dit hemel is, weet julle hoe lyk God se grond? God se grond is net liefde. Hy's geplant in liefde. En Jesus is in liefde. En dit is hoekom ons, die Here sê, ons lote moet aan die stok bly, anders te gaan ons nie in daai liefde wees nie. Die stok het nou op 'n ongeluk afgebreek, want ek moes hom afbreek, want hy was te lank gewees en sy wortels was diep in die grond in. En toe het ek die Bybel daaronder om neergesit. Die wortel van die stok is die woord, dis God se woord. Dit is die wortels, dit is die plek waar ons moet geanker wees. So God het vir hom 'n terrein gaan soek, en hy het gesê in die hemelse koninkryk is daar net liefde. So hy plant die stok in liefde in. So Jesus is liefde. Reg. Toe sê God, maar nou moet hy die stok water gee. En hy het toe 'n bietjie rondgekyk. Hoe sal hy nou die stok water gee? Weet julle, daar's 'n woordjie in die Bybel wat staan toe Jesus sy disippels, hulle daar gestap in die veld, toe kom hulle by 'n put. En toe is daar 'n vrou wat water skep, en toe stuur Jesus sy disippels om te gaan kos koop. En toe vra hy vir die vrou 'n bietjie water. En toe skep sy vir hom, gee vir hom. Toe sê hy vir haar, luister hier, maar as jy van my woord drink, sal jy nooit weer dors kry nie. So die grond van Jesus wat liefde is, wat die woord is ook die water is in daai grond, dis die woord, dit gee die sap en die voedingsstof vir die wingerdstok om te groei. Alles is uit liefde uit, want dis God se koninkryk. Goed, nou sien Jesus, maar God sien toe uit nou die plek, hy het die stok geplant, en hy het die stok water gegee met sy woord, en hy gee sonskyn, en nou het hy mense nodig om aan hierdie stok, moet nou vrugte gedra word. Hier moet nou mense wees wat kan uitgaan. En toe sê hy vir die stok, nou moet jy bot. Nou ek wil nou vir julle wys nie, dat hierdie stok lyk in die winter so. In die winter lyk 'n wingerdstok so. Die lote het nou gegroei die somer, hulle het almal so gelyk, mooi groen, en toe het hulle druiwe gedra, en hierdie stok is nou reg om gesnoei te word.
Daai kant is dit nog somer, hierdie kant is dit nou winter. Ek het dit nou net vir julle mooi te verduidelik. En dan moet hierdie stok nog gesnoei word. Nou die loot het gegroei in die somer en hy het lekker wele gegroei en weet julle net, kyk, hierso sit 'n takkie druiwe as julle kan sien. Hy's baie klein nog. Daar sit die sakkie druiwe. Hy's besig om te blom. Julle wat hooikoors het, moet nie naby kom nie. En daai takkie gaan nou ryp word eendag en hy gaan druiwe dra. So ons is die lote, sê die skrifgedeelte. Jesus is die wingerdstok, hy's in die grond, hy's in Jesus gewortel en die sap wat hy van Jesus afkry, stoot hy nou by die oogies uit en hulle bot. En as julle nou mooi kyk, ek het hier vanoggend spesiaal gepluk, dat ek gaan nou die enetjie afbreek. Daarso, so lyk 'n botseltjie van 'n nuwe lootjie. Kyk hoe klein is hy. Hy het daar uitgegroei en hierdie botseltjie is die dag as jy jou hart vir die Here gee en jy sê ek gaan nou vir Jesus aanneem, dan begin die stok bot. Hy kry die woord. Hy sê hierso nê, hoor gou hierso wat staan hierso in vers 3. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Omdat jy aan die stok is en uit die woord is julle reeds rein. Nou bot jy. Nou begin groei jy. Maar kyk net hoe broos is jy. Kyk net hoe sag is jy, hoe klein is jy hierso. Dit is as jy jou hart vir die Here gee en jy's wedergebore en jy sê Jesus, nou wil ek net vir jou in my lewe hê. Van nou af lewe ek net vir jou. Ek gaan al die wêreld se goed te los. Dan lyk jou botseltjie so en dan begin hy groei en hy gaan aan. En hierdie lootjie is nog mooi dun, is 'n lekker jong stokkie. En kyk daar aan die begin hè. Kyk hoe hang die druiwe, sommer 2 takkies druiwe aan daai stokkie, in daai ou kort lootjie. So vurig is ons vir die Here. Ons wil net vir die mense vertel van die woord en ons wil net vir hulle vertel hoe wonderlik Jesus is. En dit is as ons jonk is. Maar nou groei ons en ons groei en ons raak sterker en ons raak 'n lang dik loot en ons gaan aan en ons floreer uit die liefde van Jesus. Ons kom kerk toe en ons lees saam ons Bybel en ons bid saam met ons maatjies en ons groei in die Here. En dan gaan die seisoen verby. En dan raak dit winter, dan raak daai blare rooi en hulle val af en die loot raak kaal en dan begin die loot verander in kleur. Hierdie loot is baie mooi sag. Hy kan sommer so lekker knak, kyk daarso, ek kan hom in die ronde draai en ek sal hom daar deursteek. Hy is sommer lekker sag, jy kan hom vorm net soos jy wil. Jesus vorm ons, hy maak vir ons net soos hy wil. En nou raak ons in die seisoen, gaan ons verder en die blare val af en ons kom by 'n punt en dan is die loot lyk anderste. Nou ek wil net gou vir julle vertel, kan julle 'n verskil sien in daai loot se kleur buiten dat hy nou sag is en hierdie loot se kleur? Ja. Groot verskil nê? Daai een met die blare is groen en daai is grys. Right. Weet jy nê, die Here het niks gemaak in die natuur, niks wat nie 'n storie het wat na hom toe lei nie. Ek gaan nou vir jou vertel hoekom ek so sê. Nou die lote ryp geword en die druiwe is afgesny, toe die blare afgeval en nou moet hierdie lote gaan nou gesnoei word. Want as ons dit so los, dan raak dit wild. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk wilde lote. In elk geval en ek wil net gou terugkom na die kleur toe. Nou groei jy en jy's groen en nou begin jy so raak. Wat is een van die 2 lote dink julle lyk die naaste aan die wingerdstok se kleur? Die een wat se blare af is, die ou ene, die een wat al ryp geword het, wat al 'n vrug gedra het. Hy het al sy druiwe gedra, sy druiwe is afgeknip en toe het hy sy blare, hy het sy doel gedien en toe het hy sy blare en nou die loot begin lyk nou net soos Jesus. Wonderlik nie. Daar's 'n skrifgie wat sê ons moet die beeld van Jesus, ons moet gelyk word aan die beeld van Jesus. Ons moet lyk soos Jesus. Ons lewe moet wees net soos Jesus was, want hy was vir ons die voorbeeld. Dis hoekom die Vader is die landbouer, Jesus is in die middel en ons is die lote. So Jesus is hier in die middel, hy is tussen ons en die Vader. Ons moet soos hy lyk, dan gaan ons ook by die Vader uitkom. Nou, hierdie loot wat nou so lyk soos daai, moet nou een of ander tyd gesnoei word. En soos ek nou net oor vertel het, die snoeiproses is iets anders. Vandag gebruik hulle al masjiene om die wingerde te snoei en hulle het
windmasjiene daar so, 'n trekker met 'n lang pyp wat loop en elkeen met 'n snoeiskerm met 'n pyp. Hulle druk net die knop en dan kap hy so af. So hulle raak nie eers meer moeg as hulle snoei nie. In die ou tyd moes hulle messe vat. Hulle moes 'n mes vat om die wingerd mee te snoei. En dit het hulle genoem 'n wingerdmes. Nou hierdie mes was so 'n bietjie groter geweest. Hy het so 'n krompunt gehad. Maar die mes is al baie gebruik. Hierdie mes het hulle geslyp laat hy so lyk. Maar ek wil julle gou 'n storieetjie vertel van die mes. Dis nou 'n les anderste as hierdie les. Hierdie mes het 'n geskiedenis. Toe ek 2 jaar oud was, het die mes op die tafel gelê. En toe het ek op 'n stoel geklim. En toe gly ek. En toe gryp ek na die tafel om te keer dat ek nie val het. Toe val die mes af. Toe val die mes se punt in my oog. Ek het net een oog wat kan sien. Toe val die mes in my oog. So, ek sê sommer net vir julle, daar's 'n ding soos gehoorsaamheid. As jou ma sê, moenie op die stoel klim nie, dan doen jy dit nie. Moenie dit doen nie. Daar's 'n rede hoekom hulle sê, ek het my oog verloor van ongehoorsaamheid. Right. Vandag gebruik ons 'n snoeiskerp, en ons gaan in die wingerd in, en dan knip ons die lood af, want hy dra nie vrug nie. Hierdie lood is nou afgeknip. Nou weet julle net, hoe erg is dit, om te weet, dat hierdie lood is nou afgeknip. Hierdie lood het nou niks meer van Jesus nie. Hy's weg. Ek kan hom nie weer, daar's nie 'n manier hoe ek hierdie lood weer daar kan vaskry, om van dieselfde sap te kry van Jesus nie. Maar weet julle wat is afgesny? Nie jy nie. Ongehoorsaamheid. Nee, ongehoorsaamheid word afgeknip. Al die verkeerde goed wat ons doen, knip Jesus af. Weg, hy sny dit weg van hom af. Hy knip dit so af. Al die lelike vruggies wat ons het, knip Jesus af. En dan op die einde van die dag, dan is die stok net so, knip sy loodjies af. Hierdie lood, wat ek nou laaste afgeknip het, is sommer 'n lood wat hier onder uitgekom het. Van nêrens af nie. Hierdie lood is heeltemal verkeerd geweest. Hy doen al die verkeerde goed wat hy nie mag doen. Dis 'n wille lood, hy het hier onder gestaan. Dis die lote wat gesnoei word. Dit is wat uit ons lewe uit afgesny word. En is seer. Maar kyk hoe lyk die stok nou. Maar toe kom dit sommer raak. Toe begin hulle weer uitloop. En dit raak weer nuut. Dit groei weer nuut. Nou kan hierdie nuwe druiwe kan nou weer nuut groei in die stok. Dis hoekom ons moet snoei. Maar weet julle nee, hierdie kant van my het ek die ander deel van die wingerdstok. Jesus sê, luister gou hierso, hy sê, ek is die ware wingerdstok. Dit wil sê, as Jesus sê, hy is die ware wingerdstok, is daar nog 'n klomp wingerdstokke. En wie is die wingerdstokke? Mammon. Hierdie dinge wat ons so begeer rondom geld. Dis 'n wingerdstok. Hierdie goede wat in Galasiërs, hoor gou wat sê Galasiërs 5, dis die vrugte, maar dit is deel van hierdie wingerdstokke wat in die wêreld is, wat ons so na toe hardloop. Afgodery is 'n wingerdstok wat daar staan. Oorspel is 'n wingerdstok. Jy's jou lood, as jy oorspel pleeg, is jou as lood, is jy aan daai stok vas. As jy al die goede van die vlees, dit wat die vlees gee, as jy dit begeer, is jy aan 'n wingerdstok vas, wat nie aan Jesus is nie. As jy towery doen, wat hulle so baie doen, hierdie goede wat julle sien wat die mense doen, towery. As jy dit doen, is jy aan 'n ander wingerdstok vas. As jy jaloers is op ander mense, is jy aan 'n ander wingerdstok vas, nie aan Jesus nie. As jy dronkenskap, moord, afguns, tweedrag, al die goede is ander wingerdstokke wat jy aan vas is. En die goeders wat aan daai stokke is mos nou nie naby hierdie wingerdstokke. Wie wat gebeur met hulle? Hoor gou hierso wat staan in Openbaring 4. Hoor gou hierso. In Openbaring 4 staan. Nee, Openbaring 14 ek dink. Openbaring 13. Nee man, wat is dit nou? Is dit Openbaring 4?
Jammer vir die oponthou. In Openbaring 14, vers 19 staan die volgende. En die Here het 'n engel gestuur. En die engel het sy sekel oor die hele aarde laat gaan, en die wingerdstokke van die aarde het hy afgeoes. Dit wil sê al hierdie ander wingerdstokke wat ek nou van gepraat het hy afgegooi en dit in die 4 groot parskuip van sy God se grimmigheid gegooi. Hy het al die druiwe afgesny en het al daai vrug, daai verkeerde vrug het hy in 'n parskuip gaan gooi van God en hulle daai druiwe getrap en dit tot niet getrap. En dit is die oordeel. Daai mense was nie deel van die koninkryk wat sy van gesê het, wat God in is, wat liefde is nie. Want as jy nie aan hierdie stok vas is nie, word jy uitgegooi. Hierdie lote, hulle sê hierso die lote word op die grond gegooi en ons maak dit bymekaar en al wat jy met 'n wingerdloot kan doen is vuur maak. Hy beteken vir niks anders nie, want hierdie lote is nou 'n paar maande terug afgesny. Volgende jaar is hierdie loot beteken hy niks. Heeltemal niks. So wat ek hierdie kan probeer vir julle verduidelik is hierdie stok wat hier staan. Dit is een van die ander stokke. Dit is 'n stok wat wild groei. Kyk hoe kort is sy lootjies teenoor daai. Hy groei net waar hy wil. Hy gaan net waar hy wil en al sy vruggies en sy goede wat hy doen is klomp sonnetjies wat hy doen en lewe verkeerd. Dit groei sommer so wild. Daar's geen netjiese struktuur soos wat Jesus wil hê ons moet lewe nie. Dit is 'n rowwe ding. En hy sommer in die wynbottel en hy sommer oor die vat en hy's by 'n omgedopte mandjie, alles lê op die grond. Dis 'n de mekaar besigheid hierdie, maar dis die wêreld. Dit is soos die wêreld se wingerdstok lyk. Dit is soos die ander wingerdstokke lyk wat die verkeerde goede wat ons moet doen. En dit sal omval. Daar's geen struktuur in dit nie. Dit sal omval. So dis nie waar ons moet wees nie. Ons moet hier wees. Ons moet daar wees waar Jesus is, in die ware wingerdstok, in die woord. Ek gaan vanoggend nou ietsie doen wat ek nou nie hier opgeskryf het nie. Maar ek dink dit gaan tog baie van pas wees. Ons gaan vanoggend gaan ek vir julle kans gee, né? Dan gaan ons dit wat in jou lewe verkeerd is, dit wat jy dink verkeerd is, gaan jy vir jou 'n lootjie vat hierso? Ons gaan hierdie lote hier uitmekaar uittrek, ons gaan hulle stukkend sny in stukkies. En dan gaan jy vir Jesus sê, hierdie loot, dis die verkeerde goed, dis die ongehoorsaamheid. En dit is die verkeerde goed wat ek doen. Dit is die goed wat ek nie wil doen nie. Dan gaan jy daai lootjies vat, en dan gaan ons hier buite het ek 'n drom neergesit, en dan gaan ek 'n blits brandsteek, en dan vat jy die lootjies, dan gooi jy sommer dit self in die vuur, en laat dit uitbrand. Want die woord sê, die lote word, die verkeerde goed word bymekaar gemaak, en dit word uitgebrand. Dan vergeet ons van dit. Dan vra ons vir Jesus om ons hartjies skoon te maak, om ons nuut te maak, sodat ons hierdie nuwe groei kan wees, dat ons nie hier uit kan groei, dat ons hierdie nuwe druiwe kan dra, wat in hierdie stokkie is, nuwe vrugte. Nuwe vrug. So, ek wil vir julle is nog so klein, julle het nog nie baie verkeerde goed gedoen nie, nê? Julle is mos nie sondige kinders nie. Julle doen mos niks verkeerd nie. Nê? Julle jok nie. Ag, julle vertel ook nie eers so ou leentjie nie, nê? Ons kyk nie na lelike goede op die selfoon of op die rekenaar nie. Ons lees nie verkeerde goede nie. Nê? Nee, julle is perfek. Julle is reg. Julle is in Jesus. Maar weet julle nê, julle kan maar lag oor dit. Daai sondes, as jy na die Here toe gaan en jy sê Jesus, hier's my hart. Hier's dit. Vandag gee ek my hart vir jou. Wie wat doen die Here? Hy vergeet van al die verkeerde goed wat hy doen. Hy sit dit hier agter, hy knip dit af, hy gooi dit op 'n bolling en hy brand dit uit. Hy dink nie eers weer daaraan nie. Hy vergewe jou. Maar ons is vlees, ons is 'n liggaam, maar God is gees, en dan kom Heilige Gees in ons lewe en woon hy binne, dan sê Heilige Gees, God sien net vir hom raak, hy sien nie vir jou nie.
God sien net vir Jesus raak. God sien glad nie die lote nie, hy sien net vir Jesus. Hy sien net hier waar jy aan Jesus vas is. As jy teruggesnoei is en jy is hier so, sien God net dit. God sien nie hierdie voorste deel wat hier wille goedjies, hier klein nootjies begin uitkom en allerhande goede gedoen het, wat lyk soos hierdie loot wat klomp, dis 'n lees ek, as my wingerd so moet lyk soos hierdie, dan gaan ek as landbouer dan baie kwaad wees. Hierdie stok is nie eers gesnoei nie. Hy groei sommer net so wild. Hy is nie eers gesnoei nie. So, dink nou net, hoe moet dit nou lyk as God se koninkryk so lyk in teenoor dit? So, ons gaan geleentheid gee vir julle om te sit en dink net gou 'n bietjie. Wat is die goed wat jy verkeerd doen, wat jy nie meer wil doen nie? Wat jy nou regtig dink, ek is klaar met die dinge. En dan vra ons vir die Here om ons te vergewe, en hy sê hy is getrou en regverdig, hy sal ons vergewe van al ons sondes. En is hier so van julle wat nog nie aan Jesus vas is. Is hier van julle wat dink jy is glad nie aan Jesus, jy's dalk aan een van hierdie wingerdstokke vas. Jy het nog nie jou hart vir die Here gegee dat jy aan hierdie wingerdstok kan wees nie. As jy iemand soos die is wat dink hy's nog nie aan Jesus se wingerdstok nie, dan kom julle na die tyd na my toe en dan gaan ek vir jou bid. Hè? Wie wil aan Jesus se wingerdstok vas wees? Wie wil 'n looitjie wees vir Jesus? Nee, dis die plek waar ons moet wees. Steek 'n hand op, ja. Sê vir haar, steek jou hand op, ja. Ja, man. Okay, let's sak julle hande. Great. Van nou af gaan ons 'n vrug dra wat lekker is. Kom ons kom gou by die vrug. Die vruggie, wat dra wingerd? Druiwe. Right. Druiwe kan 'n mens eet vars, net so. Dan kan jy daai tros stukkend druk. Dan kom ons sap uit, dan drink ons druiwesap. Dan vat ons die druiwe wat ons nie stukkend gedruk het nie, ons laat lê dit in die son, dan raak dit wat? Resyntjies. Hoe lank kan 'n mens 'n resyntjie hou? 12 maande. Tot die volgende seisoen kom kan jy resyntjies hou. Dawid het toe hy gevlug het vir Saul, het Dawid het hulle iemand na hom toe gevat, brood en vye en onder andere resyntjies. Dit was hulle kos buite die seisoen. In die wintertyd was dit hulle kos, die droogtes. Wat word van die druiwesap wat daar buite lê in daai klip wat hulle gemaak het om dit uit te druk? Wat dink julle raak van daai druiwesap? Wyn. Hoe lank hou wyn? Wyn kan lank hou, nee. Kyk hoe wonderlik is hierdie wynstok, hierdie druiwestok. Hy gee vir jou vars vrugte en daai selfde vrug wat jy vars eet, kan jy verdroog en hy gaan lank hou. Die vars sap kan jy drink en as hy wyn word, kan die wyn lank hou. Weet julle net wat het die mense van die Bybelse tyd gesê? Dan het hulle die sap gemaak en dat hulle dit gedrink, lekker nou, dis warm dan, in die somer is mos nou warm as dit parstyd is. Dan het hulle die vars sap gedrink. En nou kan jy ook mos net soveel sap drink, dan is jou maag mos vol. Dan kom hulle môreoggend daar, dan lê die sap, dan maak dit sulke ping, ping, dan skiet dit so. Amper soos 'n blikkie koeldrank wat jy oopmaak, dan skiet die babbeltjie so, dan begin die druiwe sap te gis. En weet julle wat gebeur as hy gis? Hy het al die suiker wat binne in die druiwe is, wat so lekker soet is, word omgesit in alkohol. En dis die alkohol wat wat wyn raak, wat die ding preserveer, dat dit hou vir so lank. So, wat het Jesus gedoen? Wat se eerste wonderwerk het Jesus gedoen? Water en wyn verander. It's amazing, né? Dat hy water gaan vat, wat hier uit die grond uitkom, deur die stok in die tros, maar Jesus gaan sommer reguit en hy sê, die water sal wyn word. Waarmee het Jesus nagmaal gehou? Met wyn. Met wyn. Wyn is nie so verkeerd nie. Wyn is eintlik baie gesond. Kos, ons moet kos eet. Kos is baie gesond. Maar as jy te veel kos eet, van die verkeerde kos, dan raak 'n mens net so 'n bietjie nie soos jy wil wees nie.
Nee? Ek het niks gesê nie, jy lag vir my. As jy te veel wyn drink, dan raak jy vrolik, maar saam met vrolikheid kom dan losbandigheid. Dan raak jy, jou verstand werk nie meer nie. Jy begin ander goed te sien wat jy nie moet sien nie. En jy begin goed doen wat jy nie moet doen nie. Dit is nie te veel wyn. So daar's met wyn niks verkeerd nie. God het dit gemaak, het dit geskape. Jesus se eerste wonderwerk was wyn. As jy 'n glasie wyn drink of 'n klein bietjie wyn drink, dis alright. Dit is net soos wat jy 'n klein bietjie eet en jy bly gesond. Is te veel wyn, te veel kos is verkeerd. Dit is deur God geskep. Daai tyd het die mense gesê, dis van die gode af hierdie drink. Dis van die gode af want hulle het so lekker gevoel as hulle die wyn drink, dan sê dis van die gode af. Petrus hou nagmaal met die mense en hulle bid vir hulle en 3000 mense kom tot bekering, gee hulle hart vir die Here. En hulle ontvang die Heilige Gees en hulle raak dronk. Hulle lyk soos dronk mense. Hulle is bly, hulle is opgewonde en vol vreugde en blydskap wat God se koninkryk is, maar dit was die Heilige Gees, nie wyn nie. Die twee lyk baie dieselfde. En dit is hoekom Jesus vir ons 'n wynstok gegee het. Hy het vir ons 'n wynstok gegee sodat ons kan vrolik wees, want sy koninkryk is geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees hier binne. So ek sê vandag vir julle, 'n mens moet aan Jesus vaswees, dink ek. Ek dink so. Want die wat nie aan Jesus vaswees, gaan die engel eendag kom oor die oordeel en hy gaan al daai wingerde bymekaar gooi in een groot parskyp en hulle gaan getrap word en hulle sal die verdoemenis ingaan. So as jy gesnoei word, dis nie lekker nie, dis seer. Wie wil, ag ons, ja, ons vat sommer die mes. Gee gou jou vinger hier. Nee. Hoekom? Wat gaan gebeur? Gaat seer wees en hy gaan bloei. Nee. Dit is as Jesus ons snoei partykeer. As ons die verkeerde goede uithaal, maak dit seer. Dis nie lekker nie. Maar dit moet gebeur, is tot jou eie voordeel. Nee? Dit is tot hierdie wingerdstok se voordeel, want hier gaan nuwe groei uitkom. Anders te lyk hy soos hierdie ding. Dis net looitjies, hier's niks drywe aan nie, dit is net 'n wille boskasie. Hy gaan in die groot parskyp kom eendag. Hierdie wat die beeld van Jesus begin raak. Hierdie was alles looitjies wat so groen was. Hierdie hele horing, kyk hoe lyk hy. Hy lyk nes die wingerdstok. Jy raak soos Jesus. Ons moet strewe daarna om soos Jesus te raak. Dan lyk ons soos hierdie wingerdstok. Ons raak een met hom. Ek gaan vir julle looitjies, julle kan vir julle van die looitjies vat en dan gaan sit jy lekker stil en vat vir jou stukkie lood, vat jou klomp lote, vat 'n Gee vir elkeen een looitjie. Dan gaan sit nou weer. Gaan sit nou weer. Want as jy Wie wil nog looitjie hê? Kom, vat vir jou. Kom ons deel hierso. Gee vir haar. Gee vir haar ook. Gee vir haar ook. Kom ons knip nog. Jy kan nie lote oorwees nie. Wie wil nog 'n looitjie hê? OK. Nou gaan sit julle. Gee vir haar 'n looitjie. Hierso. Dis vir jou hele lood. Daar's jy. Luister gou vir my. Kom, sit nou gou. Dan vat jy die looitjie. Dan sê jy, Here, hierdie lood is die verkeerde goed wat ek doen. En hierdie verkeerde goed gaan ek vandag in die vuur gooi. Ek besluit, is my keuse. Dis ons se keuse om dit te kan doen, hè? Die Here kan dit nie vir jou doen nie. Ons het 'n verantwoordelikheid oor ons eie lewe. Die Here het vir jou 'n wil gegee. En jou wil gaan nou inskop hierso. Ek wil nie meer dit doen wat ek doen nie. Wat dit ook al is, jy weet. Dan sê jy, Here, hierdie looitjie is die ongehoorsaamheid. Ek luister nie vir mamma. En ek vat nou ongehoorsaamheid weg en as ek hier uitstap, gaan ek die ongehoorsaamheid in die vuur gooi en van nou af gaan ek net gehoorsaam wees. Dis 'n wil, dis 'n keuse wat ek en jy het. Jesus is almagtig, hy kan alles doen, maar daar's een ding wat hy nie kan doen nie. Hy gaan nie kom interfereer met jou eie ekkie. Dit moet jy self doen, né? En hy gaan sê, right, en as jy sê right, dan kom hy dan sê kom ons knip dit af. Kom ons knip dit af en ons gooi dit in die vuur en ons klaar verby, ek vergeet dit. So maklik so dit.
So, kom ons raak lekker stil en terwyl julle dink daaraan, dan gaan ek nou vir die Here dankie sê dat hy is wie hy is. Vader, dankie dat u die almagtige skepper God is. Dat u alles gemaak het, u het alles gevorm, u het selfs die wingerdstok gemaak en u het vir ons 'n gelykenis kom vertel deur Jesus, dat Jesus sê hy is die ware wingerdstok en ons is die lote. Dankie Here dat ons kan vas wees aan u op hierdie manier. Maar Here, as ons moet gesnoei word, as ons verkeerde goed kom doen, dan vra ons vanoggend dat u ons dit sal vergewe. En dat u die snoeisker sal vat en dat elke dingetjie wat ek verkeerd doen in die lewe, dat u dit sal vat en dit sal afknip. Here, ons weet u is 'n liefdevolle, genadige God. As u dit afknip, Vader, as u dit afknip, laat dit nie seer wees nie. Geef vir my krag dat ek, as u hierdie dingetjie afgeknip het, dat ek dit nie weer kan doen nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Dankie Here, dankie dat ons vir u dit kan vra en dankie dat u so 'n genadige God is. En dat u vir ons so lief is dat u wil hê ons moet raak soos Jesus. En elke slag as u vir ons iets afknip, Here, dankie dat ons dan al hoe meer gelyk na Jesus se beeld raak. Dankie dat ons later net soos Jesus se wingerdstok kan wees, dat ons al so deel is van hom dat die mense kan sê, daar stap die wingerdstok. Dankie Here dat ons dit van u kan vra. En as ons uitstap, Here, nou soos hierdie looitjie nou in die vuur gooi, laat hy uitbrand, dan weet ons, u dit vergewe, u dit weggevat. In Jesus se naam. Amen. Dankie. Baie dankie julle. Ek gaan nou gou vir julle die vuurtjie aansteekie buite, die blitsie, en dan gooi hulle looitjies daarin. Ek dink nie om Johannes al klaar nie, want om Johan praat baie. I am the hand to hold, I am the truth.